Hi almal en baie welkom by ons kanaal. Vandag duik ons in een van die mees inspirerende verhale in die Bybel, die verhaal van Daniël en sy vriende in Babylon. Dit is 'n storie van geloof, moed en om vas te staan vir dit waaraan jy glo, selfs wanneer dit voel asof die hele wêreld teen jou is. So kom ons stel die toneel voor. Dit is ongeveer 605 voor Christus. Koning Nebukadneser van Babylon, die magtigste heerser van sy tyd, het Jerusalem ingeval en die stad se beste en slimste jong manne as gevangenes weggevoer. Onder hulle was 4 jongelinge uit Juda, Daniël, Hanania, Misael en Azaria. Dit het hoe skrikwekkend dit moes wees. Weggeruk van hulle huise, hul families en alles wat bekend was. In Babylon het hierdie jong manne 'n opdrag gekry. Hulle sou vir 3 jaar lank opgelei word in taal en letterkunde van die Galdeërs. Hulle is selfs nuwe name gegee. Daniël het Belsasar geword, Hanania het Sadra geword, Misael het Mesach geword en Azaria het Abednego geword. Dit was 'n poging om hulle van hulle Joodse identiteit te stroop en dit deel te maak van die Babyloniese kultuur. Maar die grootste toets het gekom in die vorm van die koning se spyskaart. Hulle moes eet van die koning se keurige kos en wyn drink. Vir ons klink dit dalk na 'n luukse, maar vir hierdie jong manne was dit 'n groot probleem. Hierdie kos was waarskynlik aan afgode geoffer en het dalk kosse ingesluit wat volgens Joodse wette onrein was. Om daarvan te eet sou beteken dat hulle God oneer aandoen en hulle self geestelik verontreinig. En dis hier waar Daniël se ware karakter na vore kom. Die Bybel sê Daniël het hom voorgeneem om homself nie met die koning se kos te besoedel nie. Hy het nie net stil gebly en saam met die stroom gegaan nie, nee, hy het met respek na die hoofamptenaar gegaan en gevra vir toestemming om 'n ander dieet te volg. Hy het moed getoon, maar hy het dit met wysheid en nederigheid gedoen. Die amptenaar was bang. Hy was bekommerd dat as Daniël en sy vriende nie die ryk kos eet nie, hulle bleek en maar sou lyk in vergelyking met die ander jong manne en dat die koning hom dan sou straf. Maar Daniël het 'n plan gehad. Hy het 'n 10 dae toets voorgestel. Gee ons net die groente om te eet en water om te drink, het hy gesê. Na 10 dae vergelyk ons met die ander wat die koning se kos eet en besluit dan wat om te doen. Dit was 'n geloofstap. Hulle het God vertrou om vir hulle te sorg. En wat het gebeur? Na 10 dae het Daniël en sy vriende gesonder en beter gevoed gelei as al die ander jong manne. Die amptenaar was oortuig en het hulle toegelaat om met hulle eenvoudige dieet voort te gaan. Dit wys ons dat wanneer ons God eerste stel, hy ons sal seën op maniere wat ons nie kan voorstel nie. Die storie eindig nie daar nie. Aan die einde van hulle 3 jaar opleiding is al die jong manne voor koning Nebukadneser gebring. Die koning het met hulle almal gepraat, maar hy het niemand gevind soos Daniël, Hanania, Misael en Azaria nie. Die skrif sê dat in elke saak van wysheid en insig waarvoor die koning hulle uitgevra het, hy hulle 10 maal beter gevind het as al die towenaars en waarsêers in sy hele koninkryk. Wat 'n kragtige getuienis. Hulle het God geëer en God het hulle ver bo die res gered. Hulle het nie ingegee onder druk nie en as gevolg daarvan het God hulle geseën met buitengewone wysheid en begrip. So wat kan ons vandag leer uit Daniël hoofstuk 1? Eerstens, die belangrikheid van persoonlike oortuiging. Daniël het 'n besluit in sy hart geneem. Ons moet ook besluit waarvoor ons staan voordat die toets kom. Tweedens, moed met respek. Ons kan ferm wees in ons geloof sonder om ongestik of arrogant te wees. Derdens, vertroue in God se voorsiening. Soms vra God ons om 'n ander pad te stap en wat dalk moeiliker lyk, maar hy beloof om met ons te wees. Hierdie verhaal is so relevant vir ons vandag. Ons leef ook in 'n wêreld wat ons voortdurend probeer vorm en ons waardes probeer verander. Maar soos Daniël en sy vriende, kan ons kies om vas te staan, God te vertrou en 'n lig in die duisternis te wees. Dankie dat julle vandag saam met my deur hierdie ongelooflike hoofstuk gereis het. Ek hoop dat julle net soveel geïnspireer soos dit my geïnspireer het. As julle van hierdie video gehou het, sien dit asseblief 'n duimpie op en moenie vergeet om in te teken op die kanaal vir nog ander hierheen. Sien julle in volgende video. Tot ziens.